Hoeveel keer moet ek vir jou vra om jou wasgoed vir my te bring? Moenie vir my die skuld gee as jy nie meer skoon klere het om aan te trek nie. Ek het vergeet. Ek sal dit later bring. En daai een het ek ook al gehoor. Al wat jy die hele tyd in daai kamer van jou doen, is sit op die verdomde internet. Wanneer leer jy vir jou eksamen? Ek doen navorsing op die internet, ma. As jy druip, gaan jy nie op daai dik agterend van jou kan sit nie. Toe sê hom wors. Sê hom. Sê hom wat? Luister jy nie na 'n woord wat ek sê nie? Dis wat gebeur as 'n vrou te veel praat. Wat sê ma? 'n Vrou wat die hele tyd so onophoudelik jep, sy man ontwikkel horende doof syndroom. Wat die hel is dit? Hulle sit daai switch wat tussen hulle brein en hulle ore is af. Hel, ek het nie eens geweet daar is so 'n switch nie. Alle mans het so 'n switch en as dit eers af is, moet jy letterlik naak voor hom dans en skurwe toertjies uithaal voordat dit weer aansit. Ouma, asseblief, is kinders aan tafel. Ag, daar's niks wat 'n mens vir vandag se kinders kan vertel nie. Selfs toe Wors 'n tiener was sy pa eendag met hom praat oor seks. Toe sê Wors, "Oké pa, wat wil pa weet?" Wat ek graag wil weet is, wat moet ek doen om 'n cherry te kry? Jy moet liewer konsentreer op jou studies. Ek doen, maar my gedagtes dwaal af. Dis van daai vieslike foto's wat jy op jou kamer se muur geplak het. Ek het nooit toegelaat dat Wors dit doen nie. Natuurtonele, foto's van diere en 'n foto van ons kerk was toelaatbaar. Ek het al my Wille Cherry foto's binne in die kasse deurgeplak. Ekskuus? Ek dog maar het geweet. Jou arme oorlede pa sal in sy graf draai as hy dit moet hoor. Dis pa wat my gesê het om daar te plak. Ek glo nie wat ek hoor nie. Al daai foto's kom uit pa se skelm tydskrifte uit. Jou pa het geen skelm tydskrifte gehad nie. As hy gehad het, sou ek daarvan geweet het. Nee, as jou bokrit in 'n boks in die dak weggesteek het nie. Mens praat nie so oor iemand wat oorlede is nie. 'n Bliksemstraal sal vir jou net daar waar jy sit verkoel. Ek trek my woorde terug. Sorry. Nie een van julle moet vanaand laat wees nie. Ek kook vir jou ouma spesiale afskeidsete, want sy vlieg mos môre terug Maagheid toe. Ag, ek kuier nou so lekker. Ek is sommer lus en bly vir nog 'n week. Of miskien nie. Ek weet wanneer ek nie meer welkom is nie. Ek voel dinge aan. Ek het 'n hoogs ontwikkelde 6de sintuig want ek is met die helm gebore. Wat's dit, ouma? 'n Mediese term vir iemand wat visioene kry van wat in die toekoms gaan gebeur. Soos wat? Hoofsaaklik tragedie. Wat's 'n tragedie? Droogtes, vloede, swaar kry. Sterftes, vliegtuigongelukke, pyn, sulke goed. Haai, ouma. Wat van die lotto se wennommers? Ja, dit ook. Maar mens mag nie die helm gebruik vir persoonlike gewin nie. Sê wie? Dit staan in die Bybel. Waar presies staan dit? Kaponikus 4 vers 3. Maar wat belangrik is dat ek laasnag gedroom het van 'n brandende bol vlamme wat uit die lug uitval. Was dit 'n groot of 'n klein bol vlamme? Groot, Hoe groot? baie groot. So groot soos 'n vliegtyg. Nou dat jy dit noem, presies so groot. Pa, ek dink nie ouma moet môre huis toe vlieg nie. Is jy laf haar kaartjies klaar bespreek en als? Om dit nou op hierdie laat stadium te verander gaan ontsaglik duur wees. Toe self wors. Sê vir wie wat? Moenie vir jou probeer onnosel hou nie. Ek weet regtig nie wat jy wil hê ek vir wie moet sê nie. Nou, laat ek dit dan vir jou verduidelik in 'n taal wat jy verstaan. Môreoggend is of jou ma of ek sak en pak hier uit. Die keuse is joune. You son of a... Maar seker nie ernstig nie. Ek was in my lewe nog nooit ernstiger nie. Jou pa moet my nie toets nie. Dit is presies so iets wat my sal trigger om weer te begin drink. Is dit wat jy wil hê? Nee, ma. Ek weet nie hoekom ek gesê het ouma moenie môre vlieg nie. Dit was asof sy my dit maak sê. Daai vrou weet hoe om mense te manipuleer. Sy kan jou in jou oë kyk en so lieg dat jy skuldig voel. Wat bedoel ma? Ek het gaan check. Daar's nie 'n boek in die Bybel soos Koponikus nie. Haai nie. Ja, juffroukie, maar dis wat jy kry as jy stokkies dra in plaas van sonnaarskool toe gaan. Sondagskool was vreeslik boring. Waar's jou pa? Jy moenie weer laat wees vir skool nie. Hy praat met ouma daarvoor in die tuin. Gesonge lus en skop sy pas vol blou kolle. Shame. Ek dink nie dit is regverdig om van pa te verwag om te moet kies tussen sy ma en sy vrou nie. Elke man moet op een of ander stadium in sy lewe daai keuse maak of vandag is jou pa se beurt.
Maar pa het daai keuse gemaak die dag toe hy met ma getrou het. Kies jy nou sy kant? Nee, ma. Die probleem is, jou ouma glo dat ek jou pa van haar af weggevat het en tot vandag toe kan sy my nie daarvoor vergewe nie. Ag, sy's nie lekker nie. Jou ouma is op haar gelukkigste as daar stryery is tussen my en jou pa. Dan moet ma net nie toelaat dat dit gebeur nie. Wat sê jy? Moet ek nou toelaat dat jou pa wen? Wat wen? Die argument. Waar gaan die argument? Maar daar is nog nie eintlik een nie. Jou pa moet net môre jou ouma lughawe toe vat of daar sal 'n argument wees. Mamma is nou al kwaad vir pa, asof daar reeds 'n helse argument is. Soms moet mens dinge antisipeer. Dis presies die ding wat ouma sal doen. Vergelyk jy my nou met jou ouma? Ja, eintlik doen ek dit, nê? Nee. Jy weet, jy's nog nat agter die ore, maar jy laat my nou baie skaam kry. Gaan maak op met pa toe. Dis nie 'n goeie idee nie. Jou pa is blitsvinnig, maar jy sal nog steeds laat wees vir skool. Ek het bedoel, gaan sê vir hom dis oukei en ma is nog lief vir hom. O, ek tog jy het bedoel. Nee, toe maar vergeet wat ek gedog het. Glo my, daaraan wil ek nie eers dink. Hoe jy ooit jou ouerhuis kon verlaat het vir die bitsige ronde bolletjie gif, gaan my verstand te bowe. Ek het nie my ouerhuis verlaat nie. As ek reg onthou, was ek uitgegooi. Jou pa het my teen my sin gedwing om dit te doen. Hy het 'n emosionele houvas oor my gehad, Ma het my klere vir my ingepak. net om seker te maak jy vat alles wat jy op straat nodig sal kry. Toe gooi maar my tas by die voordeur uit. Hy het 'n gebroke hart. En toe vir my en my Teddy. Daai verdomde Teddy het op my senuwees gewerk. Jy was erger oor daai Teddy as oor jou ma. Was maar jaloers op my Teddy. Nee, ek kon die klein beerbakkies nie verdra nie. Ek het hom nou nog, hy's in my klerekas. Ek weet, ek het hom gesien toe ek nou die dag toevallig in jou kas geloer het. Maar bedoel toe maar my kas gekrap het toe ek by die werk was. Ek het so lus gehad en gee die klein bliksem 'n taai klap. Hoekom? Ek moet stoksiel alleen in 'n flat in Margate bly, maar daai Teddy woon in luxury by jou. Ek dog maar like dit om in Margate te bly. Die mense sê dit is lekker by die see, maar hulle is verkeerd. As 'n mens eensaam en alleen is dit nie meer lekker nie. Is maar eensaam. En alleen. Dis hoekom ek hier by julle kom kuier het. Nou laat maar my baie sleg voel. Ek wil nie môre huis toe vlieg nie. Veral nie na daai droom wat ek gehad het nie. Nou wanneer wil my huis toe gaan? Ag, sodra jy dink dat ek genoeg hier gekuier het. Maar ek sal vir Molly moet gaan vra. Ja, want in die huis draai jou vetgat vroutjie mos die broek. Maar weet, ek het nou net besluit dat ma genoeg hier gekuier het. Môre vlieg ma. En tot dan wil ek nie een onbeskofte aanmerking oor my vrou hoor nie. Nie 'n woord nie, niks nie, nie 'n skewe kyk of 'n vals pop nie. En nou, wat doen ma? Ek hoop nie jy gee om nie, maar ek was geweldig verveeld. En toe dink ek, laat ek myself maar handig maak en jou help met die huiswerk. Dankie ma, dit was regtig nie nodig nie. Ek het ook in die laundry klaar al die strykwerk gedoen. Het ma ons klere gestryk? Dan hoef jy dit nie te doen nie. Sit, ek bring vir jou 'n koppie tee. Ek weet wat ma besig is om te doen, maar dit werk nie met my nie. Ek bly by my besluit. Môreoggend waai ek of ma en Wors moet besluit. Hy het sy voet neergesit en klaar besluit. Is dit? En weet maar dalk wat hy besluit het. Ja, jy bly. Ek moet my goed vat en vlieg. Wanneer was hy van plan om dit vir my te sê? Dit sal ek nie weet nie. Seker is hy net nou van die werk af terugkom. Sies tog hy werk so hard vir sy familie. Het ma dalk vandag enige sterk drank gebruik? Wat ek waar sal kry. Ek is deur hierdie huis met 'n vergrootglas. Daar's nie 'n druppel drank nie. Pille? Net my bloeddrukpilletjie. Wat ruik so lekker? 'n Tomatie-stew. Wors is mos so mal daaroor. Kook ma. As 'n treat vir julle almal. Op my laaste aand hier, net om vir julle dankie te sê vir julle gasvrye. Ma het nie vandag by die trappe afgeval en ma se kop gestamp. Nie gestamp nie. Kom ons sê maar net dat Wors my 'n helse kop was gegee het. Wors het met ma gepraat.
Uitgetrap, uitgeskel, uitgevreet en nog boonop gedreig ook. Wors, my wors. Ek is gewaarsku. Ek mag nie eers vir jou skeef aankyk nie of 'n windjie in jou rigting los nie. Hel, klop jy nie? Nee, ouma het vandag ons hele huis reggepak. Ons almal se strykwerk gedoen en nou is hy besig om vir ons aandete te maak. Is sy op drugs? Pa het glo geweldig met haar geraas vandag. Waarom moes dit gedoen het, die eerste dag toe sy hier aangekom het? Maar dis nie waaroor ek met jou wil kom praat het nie. O, nou waaroor dan? Tenis Flippen van Rooyen. Ek dog jy's klaar met hom. Ons keis is geskiedenis, maar ek is nie klaar met hom nie. Nou verstaan ek nie. Wanneer kom hy weer hierheen? Hy het gesê sodra ouma gewaai het. We moet hom praat oor die stories wat hy van my vertel. Wat se stories? Oor hoe wulps en maklik ek is. Sorry, ek ken Vertenis. Hy praat nie uit nie. Hy mag dalk soos 'n hond se gat lyk, maar hy het integriteit. Ek wil dit vir hom persoonlik vra. Hoe seker is jy dit was nie daai Benny Otto gewees nie? Doodseker. Benny het nog nooit die geboortemerkie op my bout gesien nie. Ek dink nie ek is die regte persoon om hieroor te praat nie. Die hele skool weet nou van dit. Van wat? My geboortemerk. Hel, ek het vir Tennis gesê hy moenie daai foto op die internet sit nie. Watter foto? Die een van jou hier langs die swembad. Toe ek geskinny dip het. Nee, toe jy in jou geel G-string bikini vir hom geposeer het. O, daai een. Is dit op die internet? Tennis het gesê hy gaan al die beste foto's van sy cherries op sy Facebook-site sit. Sy mal. Dit was 'n privaat foto. Gee gou my laptop aan en check ons. As dit so is, gaan ek daai rubbish van 'n Van Rooyen wurg. Toe. Hoe was jou ma se kos? Is dit 'n strikvraag? Ai, wat laat jou so dink? Want dit klink vir my soos die soort vraag wat 'n vrou sal vra om haar man te toets en dan sonder dat die arme bliksem het weet dryp by die toets. Jou ma se tamaatiebredie was nog altyd jou favourite of hoe? Waar's my ma nou? In die kombuis, sy was korrelgoed, vaatjie droog af en blapsie pak weg. Wel, dit lyk my ek moet meer kere my meer verloor in hierdie huis. Maar jy het hom lekker geëet, né? Nee? Besef jy dat jy alweer vir my wil maak kies tussen jou en my ma? Dink jy regtig dis wat ek wil hê? Ja, Molly, jy wil weet wie se kos maak die lekkerste. Wat's fout daarmee? Die fout is die gevolge van die man se antwoord. Wat? Dit is die soort vraag wat 'n man sal dwing om te lieg. Sê net jou ma se kos is lekkerder, dan weet ek waar ek staan. Dit sal ek nooit doen nie. Al is dit die waarheid. Korrek. So jy sê eerder vir my lieg. Ek sal baie meer as dit doen om die gevolglike droogte in die slaapkamer te vermy. So jy sal lieg om by my te slaap. Ek sal enigiets doen. Ek sal kaalbas deur modder kruip met 'n mond vol peper en 'n brandende voortrekker fakkel in my boude vasgeknyp. Om wat te bewys? Ware liefde. As jy wil sien wat ek sal doen om dankie te sê vir die ware liefde, dan moet jy nou in die slaapkamer kom kyk. En as ma en pa se loop en handjies vashou? So jy verkies dit ons stry en beklei. Nee, ma. Ek sou normaalweg. Maar na julle pa sy voet so verskriklik neergesit het, lyk liewe net choopstil. Dankie ma.
Het ma gebak. Natuurlik. Ek weet julle kan nie wag om my hier weg te kry nie. Ek vra net want ek wil vroeg ry, die pad na die lughawe toe is baie besig. Hier. Hou dit asseblief verseël tot wanneer dit nodig is. Wat is dit? My testament. Ma, niks gaan gebeur nie. Vlieg is veiliger as karry. Herinner hom aan wat hy nou net gesê het. As julle tweeetjies so by my oop graf staan en handjies vashou. Ek vertrou hierdie handjie vashouery van ma en pa glad nie. Die laaste keer toe dit gebeur het, het ek 'n flippin sissie gekry. Hel ouma, waarvoor was dit? Jy praat nie oor jou ouers se huwelikslewe nie. Maak nie saak hoe vrikkerig dit is nie. Oom Melvin na by my werk het permanent in sy slaapkamer 'n videokamera geïnstalleer. Om wat af te neem? Enige aksie. Dit het 'n motion sensor op en dit sit daai kamera aan sodra enigiemand in daai kamer beweeg. Hoor julle saam met wat se gomgatte werk julle pa, hè? En die video's, is dit vir Melvin se private gebruik of wys hy dit vir ander mense ook? Ag nee, hel, wil ouma nou Melvin se video's kyk? Is jy laf? Dis 'n geweldige sonde om na daai gemors te kyk. Van wanneer af? Van die Bybelse tyd af. Jou ma is reg. Is tyd dat julle almal sommer die hele Kaponikus deurlees. 'n Paar van Melvin se video's was in die hof gedurende sy skeisaak as bewyse vir en teen hom gebruik. Hoe kan dit vir en teen hom gebruik word? Die video's waarin sy vrou en hulle pastoor optree was vir sy saak gebruik. Wat teen hom gebruik was die video's waarin die hoofrolle deur Melvin en Ivy vertolk word. IVV. Ntuli hulle huishulp. Die Melvin klink vir my na die soort man wat by die Jerry Springer show weggewys sou word. Ja, en dan moan jy as ek sê jy werk saam met 'n spul gomgatte. Blap Simone omdat Tenus foto's van haar op 'n webwerf gesit het. Ag, shut up man. Wat se foto's? Is daar foto's van jou op hy vieslike internet? Op Facebook, ouma. Wors slaan haar. Ek slaan nie aan my kinders nie. Ek doen dit. Wat se foto's, juffroukie? Dis foto's van Tenus en sy vriende op sy site. Jy klere aan. Ja, ma. 'n Geel G-string. Ja, dit is presies wat ek vir jou sê van Rooyen. Jy haal dit vandag af. Wat? Nee, sy vlieg vanmiddag terug. Hoekom wil jy weet? Ja. Okay. Bye. Hy sal dit van sy site afhaal onder protes. Man, Tenus is vol. Ja, ek weet jy ook. Hy wil weet wanneer jou ouma vertrek. Van daai keer wat ouma hom 'n kopklap gegee het oor al sy piercings, is Tenus vrek bang vir haar. Ek moet sê ek is self bitter bly sy kry vandag haar ry. Almal is. En toe. Hierso. Gaan gee vir daai dik gat boetie van jou en sê hy moet versigtig ry met jou agter op sy skooter. Ja, ma. Bye, ma. Groet tog net julle ouma voor julle ry. Dit sal vir my 'n plesier wees. Bye. Bye. Ek dink ek en my ma moet ry. Hierdie lughawe pad kan baie besig wees in die oggende. Gaan jy daar by haar wag tot haar vlug vertrek? Ek kan ongelukkig nie, ek moet so gou moontlik terugkom by die werk. Ek dink vir ons albei se gerief sal ek haar aflaai by die drop-off and go. Toe maar jy hoef nie vir my verskonings te maak nie. Ek sou presies dieselfde gedoen het. Baie gerieflik. Omtrent al die lughawens het nou 'n drop-off and go. Ja, want so baie skoonmaas vlieg deesdae. Shame. Ek dink sy worry vreeslik oor daai droom wat sy gehad het. Ag, like hell. Dis haar manier om seker te maak ons en veral jy is bekommerd oor haar. Ek weet nie. Ek dink sy's regtig senuweeagtig om te vlieg. Met haar weet mens nooit verseker nie. Ek sê wat. Geef vir haar een van my slaappille. Sê sy moet dit drink net voor sy op die vliegtuig klim. Dan slaap sy deur die hele vlug, no problem. Dit is 'n briljante idee. Nou, Dr. Proctor doen dit. Hy het mos vlugvrees. Slaap deur elke vlug. Ek sal vir my ma sê sy met my bel die oomblik wat sy en Margaret aankom. En dan bel jy vir my. Hæ? Al glo niemand dit nie. Ek gee om. Sy is after all jou ma. Wel, okay, wel. Kom groet haar dat ons kan ry. Moet ek haar soen groet of kan ek maar blad skud? Ja, moenie partykeer kan jy snaaks wees. Yes! Juppity do die, juppity die. Yes, like. Hier is so ongekende kalmte in hierdie huis. Hoe arme pa dit uitgehou het in sy ouer huis is 'n wonderwerk. Ek sou weggehardloop het.
Ouma is op haar gelukkigste as almal op hul senuwees is. As daar nie 'n gespanne atmosfeer is nie, dan skep sy vinnig een. En daai badkamer daarbo gaan nog die hele week soos 'n hospitaal ryk. Spuit dit met air freshener. Ek kon nie vandag wag om by die huis te kom nie. My huis is weer my huis. En die TV-remote weer in ons beheer. Gaan kry jy so lank die braai reg. Jou pa se pad met die vleis. Ons eet en braai vandag sommer in die tuin. Dit pas my uitstekend. Ek gaan gou uittrek. Begin jy so lank met die pap in die kombuis. Wat vier ons? Asof jy nie weet nie. Bring die vleisbak, die vleis is gaar. Ek het sommer weer my eetlus terug. Dis nie alles wat ek terug het nie. Shut up, jy hier's kinders hier, skep. Het ouma al gebel en laat weet of sy veilig by haar woonstel is? Nee, jong, moetswillig, sy wil ons eers almal goed laat worry. Nou bel haar dan. Later, heel wat later. Pa, hier's iemand van die lugdiens wat dringend met pa wil praat. O ja. Hallo? Ja, dis ek. Ek hoor net gou. Dis ek my ma se nekste kind. Ja, jy is. Ja, Gus. O. Hy nooit. En toe? Okay, nee. Okay, dankie. Ek is op pad. Maar wat? Wat het gebeur? Jy moes nooit vir my ma daai pil gegee het nie. Ek wil net help. Sy het ingecheck en toe druk sy daai pil en toe word haar vlug betraag en toe raak sy lomerig. Maar waar is hy nou? Besig om wakker te word. Daar by die lughawe tussen die los luggies wat sy gelê en slaap het. Het ouma haar vlug verpas? En nou moet ek haar by die lughawe gaan haal. Oh,